Nou ons is besig met hierdie reeks, dit is in die Bybel. En ek wil ook vanoggend begin en net so 'n bietjie praat oor wat maak die Bybel so uniek. Die Bybel is 'n ongelooflike boek. Ek dink nie ons besef altyd waarmee ons deel as ons werk met die Bybel nie. Die Bybel is ongeveer geskryf oor 'n periode van 1500 tot 2000 jaar. En die storie van die Bybel is so 7000 jaar lank. Daar was meer as 40 verskillende auteurs en hulle almal het diverse agtergronde. Maar daar is een enkele samevattende storielyn reg deur die Bybel. 66 boeke, 39 in die Ou Testament, 27 in die Nuwe Testament. As ons in ons huis in die oggende ontbyt eet, dan memoriseer ons hierdie boeke. My vrou kan dit al doen, my dogtertjie kan dit al doen, ek kan nog nie. Maar ek's 52, is te laat. Okay. Maar is belangrik om te weet wat die Bybel is en wat in die Bybel aan die gang is. Hierdie is God se narratief vir hoe hy besig is om die wêreld te red, nog steeds deur sy seun Jesus Christus. So daar's hierdie diverse auteurs, daar's konings, daar's herders, daar's vissermanne, daar's priesters, daar's profete. Die omstandighede, dit word geskryf op 3 verskillende kontinente, Asië, Afrika, Europa. 3 verskillende tale, Hebreëus, Aramees en Grieks. Verskillende genres, dis 'n boek van geskiedenis, poësie, profesie, wette, klomp wette in die Bybel. En daar's ook 'n klomp wysheidsliteratuur. En hier is die groot storie van die Bybel, dit begin met die skepping van die mensdom. Dan is daar die val, waar ons sonde pleeg en rebellie teen God. Dan is daar die volk Israel wat God kies om sy evangelisasie-instrument in die wêreld te wees. En hulle verwerp op die ou einde vir Jesus, en daarom verloor Israel die reg om God se evangelisasie-instrument te wees. En in plaas van Israel, skep God die kerk. Ons word die liggaam van Jesus, die kerk. En ons is nou die evangelisasie-instrument van die wêreld. En deur die kerk is die storie van die Bybel hoe God restaurasie bring in die hemel en op aarde deur die kerk. En wat belangrik is om die impak van die Bybel te verstaan. Dis ongelooflik hoe die Bybel net oorleef het oor die eeue. Is al hoeveel keer verban, Bybels is al hoeveel keer verbrand, en ongelooflike kritisie teen die Bybel deur die eeue. Maar tog is dit die boek wat die meeste vertaal is, meeste versprei is, en ook die mees gekoopste boek in die geskiedenis van die wêreld. Dis die topverkoper by verre. As ons kyk na die betroubaarheid, die Nuwe Testament alleen, oor die 5800 Griekse manuskripte wat al gevind is. Oor die 5800. Daar is nie 'n hoër vlak van bewyse dat die Nuwe Testament waar is as enige ander boek in die wêreld nie. Mense glo eerder ander tekste van die Nuwe Testament wat nie soveel bewyse het nie soos die Bybel self. Daar is nie 'n akkurater geskiedkundige boek van wat gebeur het in die tyd van die Nuwe Testament as die Bybel nie. En die tema van die Bybel, Oud en Nuwe Testament, wat alles bymekaar kom, is 'n persoon, Jesus. Hy is die sleutel. In die Ou Testament word daar voorspel dat hy sal kom, en in die Nuwe Testament word daar vir ons openbaar wie Jesus Christus is. Ek weet nie of jy die storie van die verheerliking op die berg ken met Jesus en sy disippels nie. Maar Jesus vat sy binnekring saam met hom. Petrus, Johannes, Jakobus, hulle gaan teen die berg op. En wie verskyn aan hulle op die berg? Moses en Elia. Nou dink 'n bietjie daaraan. Moses verteenwoordig die wet van God, Elia verteenwoordig die profete van God. En Jesus staan en praat met hulle. En die stem wat uit die hemel uitkom, fokus op Jesus en sê, luister na hom, na Jesus.
Ja, die wet was daar, die profete was daar. Maar van nou af luister julle na Jesus. So selfs as ek die Ou Testament lees, dan het ek die brille aan van Jesus wat gekom het en ons kom red het. En ek interpreteer die Ou Testament deur die oë van Jesus, wat reeds aan ons openbaar is. En dis een van die groot foute wat teoloë maak. Hulle doen dit nie, hulle interpreteer die Ou Testament vir wat dit is. Ons as Christene interpreteer die Ou Testament deur die oë van Jesus Christus. Is interessant, die boek Hebreërs in die Bybel. In die eerste hoofstuk sê die Hebreërs skrywer, hoorie, ek skryf hierdie boek net om vir julle te sê dat Jesus is die ou. Hy's groter as die profete, hy's groter as ons voorvaders, hy's groter as Moses, hy's selfs groter as die engele. Hy is gelyk aan God. En voorheen het God met ons gepraat deur al hierdie ander mediums. Nou praat God met ons deur sy seun Jesus Christus. En op pad Pinkster toe, lewe ons met hierdie bewustheid, dat Jesus is die een waarom alles draai. Dis hoekom daar teksgedeeltes is soos in hom, deur hom en tot hom. Gister, vandag en vir ewig dieselfde. Hy's in die eerste verse van Genesis, hy's in die laaste verse van Openbaring. Dit gaan oor Jesus. En as jy daai fokus verloor, verloor jy alles. En is dit nutteloos waarmee jy jouself besig hou. Met dit in gedagte, gaan ons vandag kyk na die kortste boek in die Bybel. En ons kry daai boek in die Nuwe Testament en die boek se naam is Filemon. Wat baie belangrik is dat die boeke in die Bybel is daar vir 'n rede. Daar's soveel kritiek oor, hierdie boek is nie in die Bybel nie, daai boek is nie in die Bybel nie. Weet julle hoe eenvoudig is dit? Daar's baie boeke wat geskryf is oor Jesus. Wat mense sê in die Bybel moet kom, maar dan gaan lees jy die boek, dan gebruik hulle name in die boek, wat nie name was vir die tyd waarin Jesus gelewe het nie, dan weet jy, die boek is nie waar nie. Die ouens wat die Bybel aan mekaar gesit het, is ouens wat die letsels van die evangelie aan hulle lywe gehad het. Hulle is die ouens wat die waarheid geken het, en dis hoekom daai boeke in die Bybel is. So vir elke boek is daar 'n rede. En dis hoekom ons die hele Bybel lees, en dis hoekom ons ook die hele Bybel moet preek. En in hierdie reeks preek ons juis boeke, waarvoor predikers nie baie lief is nie. Want dit is partykeer harde werk om boodskappe uit van hierdie boeke uit te kry. Het is makliker om na die tradisionele goed toe te gaan en om dit te preek. So ek wil net sê, ons soek dubbelpy hierdie maand, Jan, want ons werk hard aan hierdie preekreeks. So Filemon is die kortste boek in die Bybel, en jy kan dit vir my begin opsit daarso, Bernard, dis baie belangrik, 25 verse, en dis een van Paulus se briewe, wat hy skryf terwyl hy ook in die tronk sit, omtrent 61 tot 63 na Christus, so dis so 30 jaar nadat Jesus gekruisig het en opgestaan het. Nou daar's geen twyfel oor die egtheid van hierdie boek nie, want dit is Paulus wat 3 keer in die boek na homself verwys. So hoef jy daaroor te twyfel nie. Nou in die vroeë kerk was al baie interessante tradisie. As daar 'n brief geskryf is na 'n kerk toe, dan is daar 'n spesifieke manier wat hierdie brief gelees was. Die persoon sou gestuur gewees het, en dan het hy voor die gemeente gestaan, en hy het die brief hardop gelees. So om te verstaan hoe hierdie brief na Filemon toe hardop gelees word, kom ons kyk net vinnig na 'n paar goed van die boek, voordat ons hom saamleef. Eerstens, die outeur is Paulus. Soos ek gesê het, hy sit in die tronk in Efese, en hierdie gemeente, waarvan Filemon deel was, is in Kolosse. Dis in die Weskus van Turkye. Nou, alhoewel Paulus 'n gevangene is, sê hy in hierdie brief, ek is 'n gevangene van Christus. Jesus het my klaar gevang, julle kan my in 'n tronk sit, ek sal lankal 'n gevangene. Jy kan sien, Paulus lewe met heeltemal 'n ander perspektief, as iemand wat net vir hierdie wêreld leef. Heeltemal 'n ander perspektief.
Daar's 'n ander stelsel, daar's 'n ander realiteit. Nou, die brief word geskryf vir 'n man met die naam van Filemon. Hy was deel van die gemeente in Kolosse. Hy was 'n baie suksesvolle besigheidsman, baie ryk. So hy tradisioneel al die lokale skole se rugbyspanne geborg daai tyd. Okay. So sy seun was 10-1 rugbyspan kaptein en hoofseun. Okay, want hy het invloed gehad. Okay. Jy gesien met die skole, jy weet, die borg op die skool rugbytrye, as een van die paas wat in die skool is, totdat sy seun nie meer in die eerste span is nie, dan verdwyn die borg. Het jy al gesien hoe werk dit? Dis Filemon. Okay. Maar Filemon was ook 'n slawe-eienaar. Nou dit was baie normaal in daai tyd. N.T. Wright, wat die wêreld se beste Nuwe Testamentiese teoloog is, sê dat dit was so normaal om 'n slaaf te besit, soos wat dit vandag vir ons is om 'n kar te besit. So as jy vandag 'n kar besit, jy sou 'n slaaf besit het in hierdie tyd. Okay, dis hoe algemeen dit was. Maar, Filemon was ook 'n gesinsman. Ons sien, julle sal sien in die teks dat Paulus praat ook oor sy vrou en sy kind, en hy noem hom ook die leier van die gemeente in Kolosse. Nou, daar was ook slawe, en ek wil gou ietsie sê oor die slawe. Daar is teoloë wat vir ons probeer sê, man, in die Bybelse tyd was dit nie so erg om 'n slaaf te wees nie. Maar ek wil vir jou sê, dit was baie erg. Ek het vroeër vandag, toe praat ek en Jan oor Filemon, toe sê ek vir hom, ek was in 2017, was ek in Amerika vir 'n leierskapskursus, en Scott McKnight, wat Amerika se voorste Nuwe Testamentiese professor is, het vir 3 ure met ons gepraat oor hierdie boekie Filemon. En ek sal nooit vergeet wat hy gesê het nie, dit bly my vandag by, dis eers op my preeknotas nie, maar dis net iets wat by jou bly as iemand dit vir jou sê. Hy het gesê, procreational sex was with your spouse, recreational sex was with your slave. Dit was nie lekker om 'n slaaf te wees nie. 'n Slaaf was gesien as subhuman, jy was submens. Jy was deel van die voorraad, jy was soos een van die diere, jy was net 'n bietjie meer intelligent. Jou eienaar kon met jou doen net wat hy of sy wou. Jy het geen toekoms gehad nie, jy het jouself doodgewerk, jy kon verkoop word. En as jy kinders gehad het as 'n slaaf, dan was jou kinders gebore as slawe. Nou die gemeente in Kolosse was 'n huiskerk. Tipies nie meer as 20 mense nie. Hulle het baie naby mekaar geleef en hulle sou by mekaar gekom het in Filemon se huis as hierdie brief voorgeles word. Nou, daar's ook 'n karakter in hierdie boek Onesimus, en Onesimus is 'n slaaf van Filemon. En wat slawe daai tyd gedoen het, is as iemand jou begin vertrou het as 'n slaaf, het jy toegang tot hulle hele huis gehad. So Onesimus was hierdie slaaf wat Filemon verskriklik baie vertrou het. En wat Onesimus gedoen het, is hy het gegaan en hy 10-1 Filemon se kluis leeggemaak en hy het weggehardloop. En nou beland Onesimus in die tronk saam met Paulus en hy kom daar tot bekering. En hierdie brief gaan oor hoe Paulus saam met die briefskrywer Tychicus vir Onesimus terugstuur na Filemon toe. Okay, so met dit in gedagte, kom ons lees gou-gou hierdie 25 verse saam. En jy kan my volg, Werner, sommer met die slides. Van Paulus, 'n gevangene ter wille van Jesus Christus en van ons broer Timoteus, aan Filemon, ons vriend en medewerker, daar's daardie woordjie weer, ons is God se medewerkers, en aan ons suster Afia en Archippus, ons medestryder, dit is Filemon se vrou en seun, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis by mekaar kom. Onthou, hy was ryk, hy was groot, daar was altyd lekker kos, obviously is dit waar ons by mekaar kom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God
omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. En hierdie vers 6 is 'n kritiese vers, sê die teoloog vir ons. My gebed, my bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Daar's goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Daarom het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys. Doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind, Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Is interessant, hy was voorheen Filemon se slaaf. Hy sê hy was nie voorheen bruikbaar vir jou as 'n slaaf nie, maar hy's nou bruikbaar vir jou en vir my. Hoekom? Want hy het tot geloof gekom. Ek stuur hom nou na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Kan jy jou voorstel, toe hierdie slaaf daar aankom saam met Tychicus, die slaaf wat Filemon beroof het en weggehardloop het, met 'n brief, kan jy dink wat Filemon se reaksie was? En nou hoor hy hierdie woorde van Paulus. Wat my betref, vers 13, ek sou hom graag by my wou hê, terwyl hy my in jou plek kan dien, terwyl ek ter wille van die evangelie gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Maar nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, onthou hom net soos jy my sou ontvang, of ontvang hom, net soos jy my sou ontvang. As hy jou enige skade aangedoen het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek, Paulus, met my eie hand, ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner, dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Ja, broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns, maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Epafras, wat saam met my ter wille van Christus 'n gevangene is, stuur vir jou groete. Ook my medewerkers Markus, Aristarchos, Demas en Lukas. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. 25 versies. Ek dink wat ons partykeer net deurlees en ons verstaan nie mooi wat besig is om hier te gebeur nie. Twee goed wat ek vinnig wil uitlig is vers 6, wat vir my baie belangrik is.
Daar's soveel goed wat ons nog tot eer van die Here kan doen. Soveel. Jy sien, as ek en jy saam met Jesus groei, lewe ons nie meer met 'n wet wat is reg of verkeerd nie. Dit was aanvaarbaar daai tyd volgens die wet om 'n slaaf te hê. Paulus sê, kom ons gaan verder. In 'n verhouding met die Here reis ons saam met Jesus. En dit verander hoe ons dink oor die wêreld. Dit verander hoe ons voel oor die wêreld. Daar's 'n groot ripple effek in jou lewe as jy Jesus begin volg en ander moet dit kan sien. Jesus sê, ek is die vervulling van die wet. Daar is nie meer wette as jy my volg nie. Verander saam met my, ek sal jou wys waar om te verander. Paulus skryf self in Romeine 13 en Galasiërs 5, Jesus Christus is die vervulling van die wet. Om saam met Jesus te wandel, bring groot verandering in jou lewe. En daar's daaglikse stories van dit wat plaasvind in mense se lewens. Ek sal nooit vergeet nie, so 2 jaar voor COVID het ek kinkhoes gehad. Nou, dis whooping cough, jy hoes vir 100 dae. Vir geen rede nie. Weet nie of dit 'n virus is, of dit 'n parasiet is nie. Maar ek moes gaan vir dit, hierdie was pre-COVID. Wie van julle kan pre-COVID onthou? Okay. Ons is almal nou gewoond aan mense wat goed in jou keel afdruk en in jou neus opdruk. Daai tyd was dit vir my niet. So my dokter stuur my toe vir 'n kinkhoes toets. En ek sal die dametjie nooit vergeet nie. Sy sê vir my, do you want this in your nose or in your throat? Ek kyk toe hoe lank is daai ding en ek besef toe as sy met my neus opdruk, gaan sy by my brein uitkom. En ek sê toe, my keel eerder asseblief. En sy sê toe vir my, please don't vomit on me. Toe besef ek, dit was dalk die verkeerde keuse. Maar sy haal toe iets wat soos 'n houtlepel lyk en sy druk my tong plat. En sy druk daai ding in my keel, maar sy druk hom nie net in en haal hom uit nie, sy begin hom daar so rondrol. Agter in my keel. En wat is 'n natuurlike reaksie wat gebeur? En sy sê, relax, sir. En hoe meer sy sê relax, hoe meer ek. En skielik haal sy dit uit en sy sê, just in time, I was about to see your breakfast. As 'n Christen is ons natuurlike reaksie, soos daai gag reaction, is liefde. Ons wandel saam met Jesus, die God wat liefde is. Dit moet ons verander. En dis wat Paulus hier pleit by Filemon. Hy sê vir hom, ons moet verander. Jy kan nie dieselfde bly nie. Ons dink anders, ons funksioneer anders. En dis hoekom van vers 8 tot 21 verduidelik Paulus eintlik vir Filemon, hierdie is wat die liefde nou vir jou vra. Nou moet jy besef, daar's 20 mense in sy huis, hierdie brief word voorgelees, langs Tychicus staan Onesimus, terwyl die brief gelees word. Jogg, dis uitdagend. Hy moet daar 'n besluit neem, of hy van verander of nie. Jy sien, om Jesus te volg is nie net 'n geestelike reis nie, dis 'n reis hier in hierdie lewe nou. Dit moet verander hoe ek en jy leef. Jy mag net so suksesvol wees soos die wêreld daar buite, maar wat jy met jou sukses doen, moet drasties anders lyk as die res van die wêreld. Drasties. Dis wat gebeur hierso. Daar's mense wat sê dat William Wilberforce, wat slawerny in Engeland geveg het en oorwin het met hierdie boekie geleef dag en nag. Hier's 'n ou in die 1ste eeu, duisende jare terug, wat 'n eenvoudige slaaf soos Onesimus moet vergewe. En die ripple effek is dat ons almal vandag glo slawerny is verkeerd. Te danke aan Filemon wat besluit het, ek vat vir Onesimus terug. Hierdie boek sou nie in die Bybel gewees het as hy nie vir Onesimus teruggeneem het as 'n broer in Christus nie. Om saam met Jesus te wandel gaan jou kos. Jou lewe moet dit wys. En ek wil jou konfronteer vanoggend
Ons gaan nou saam die nagmaal gebruik. Verstaan jy dat jou lewe verander saam met Jesus? Laat jy hom toe om jou lewe te transformeer. En dis waaroor die nagmaal vanoggend gaan. Die nagmaal konfronteer ons vanoggend met Jesus se liefde, wat vra dat jou lewe drasties moet verander. Ja, jou verhouding met God is persoonlik, maar is nie privaat nie. Mense moet kan sien hoe jy transformeer. Hulle moet wonder wat is besig om te gebeur in jou lewe. God het opgestaan. Hy het vir ons 'n wonderlike ding gedoen. En ons vier dit vanoggend met die nagmaal. So ek gaan vra dat ons die nagmaal begin uitdeel. En terwyl ons die nagmaal uitdeel, mag ek jou vra om asseblief vas te hou aan die druiwesap en om vas te hou aan die brood. Ons gaan dit saam gebruik. Terwyl dit uitgedeel word, gaan ons net 'n lied sing uit dankbaarheid en aanbidding vir God vir dit wat hy vir ons gedoen het. As ons klaar die lied gesing het, dan gaan laat ons die nagmaal saam gebruik en dan gaan ons die diens ook so saam afsluit. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Age to age he stands. Time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God is three in one. Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. A name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how
How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Ons gee net vir die mense kans om te kom sit wat ons die nagmaal uitgedeel het vir ons. Ek herinner jou dat die brood is Christus se liggaam wat gebreek is vir jou en dit beteken ek en jy is deel van Jesus se liggaam sodra ons die brood gebruik en die druiwesap, die wyn verteenwoordig die bloed wat hy gestort het vir ons aan die kruis. So as ons dit vanoggend saam gebruik, mag ek jou vra dat hierdie jou gebed is. Here, mag hierdie opoffering wat U vir my gemaak het, nie verniet wees nie, maar mag dit my iets kos om U te volg. So kom ons neem net 'n minuut, kom ons gebruik die nagmaal en ons almal bid daai gebed tot God. Paulus verkondig in hierdie boek Filemon nie een keer die evangelie nie. Maar tog is hierdie boek in die Bybel want dis hoe die evangelie lyk. Volgelinge van Jesus wat opofferings maak. Jesus se liefde kos hulle iets en dis die boodskap. Mag ons daai gemeente wees. En daarmee stuur ek julle uit vanoggend. Ontvang die seën van die Here. God van liefde wat alles gegee het, vra vanoggend vir jou, gaan hierdie week en gee jou lewe vir hom, in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou lekker saam kuier, koffie drink daar buite, asseblief gebruik die onderste hek as jy uitry, en dan asseblief by die stopstraat daar buite, draai links, as jy haastig is om Jesus te ontmoet, draai regs. Dankie.